Goeiemôre gemeente, Magalies Skrein, wonderlike voorreg om vandag saam met julle te wees. En baie dankie vir die geleentheid ook van 40 jaar bediening wat ek eintlik gegee is, nie net hier nie, maar ook aan ander gemeentes en die voorreg om vir die Here diensbaar te wees. Lê swaar op my hart, is kosbaar, is dankbaar, loop oor eintlik van blydskap dat die Here my begenadig het om die 40 jaar voluit vir die Here te kon lewe. En vandag is dit die geleentheid vir my ook om die laaste keer ook hierso amptelik eintlik op te tree en vorentoe miskien genooi word om 'n bietjie te gesels weer met die gemeente, want ek gaan nie weg uit die gemeentegrense nie. Maar die voorreg om tog wel vandag te kan sê dankie vir 'n wonderlike geleentheid saam met julle. By hierdie geleentheid wil ek graag net ook so 'n oomblik stil raak en saam met julle ook 'n bietjie dink voor die Here se troon, wat dit alles inhou en hoe groot die voorreg is wat hy aan ons bied om saam te wees as 'n gemeente. Kom ons bid saam. Hemelse Here, baie dankie vir die wonder van heerlikheid wat U aan ons elkeen bewys, deur vir ons 'n kind van U te maak. Dankie vir elke gesin, vir elke kind, vir elke ouer, die wonderlike dae wat ons gehad het in hierdie geleentheid om saam te kon dien hier in Magalies Skrein gemeente. Baie dankie Here dat ons ook die voorreg mag hê om al die liefde wat ons van U ontvang het met mekaar te deel. So 'n wyse dat die liefde altyd seëvier. Here, dat almal wat U ken en U liefhet, elkeen in hulle self kan weet, dat as ons liefde het, dan woon U in ons. Here, en daarom prys ons U en loof ons U vir hierdie voorreg vandag, om voor U kan stil word en erkenning te gee aan U goedheid en genade. Ons loof U en ons eer U in die wonderlikste van alle name, Jesus Christus die Here. Amen. Vanoggend wil ek baie graag gebruik maak van so 'n geleentheid soos hierdie, om saam met julle 'n paar verse net kortliks te lees uit 1 Johannes 4. Nou wil ek graag net sê dat ander mense 1 Johannes lees asseblief ook, maar altyd saam met 1 Johannes 4 of die gedeeltes wat daar is rondom die liefde. Gaan lees dit ook maar weer in die Johannes Evangelie, want die twee loop baie mooi saam. 81% van die woorde en skryfstyle bly presies dieselfde. Baie van die dinge in die Johannes Evangelie word deur Johannes so gesê, sodat dit gaan oor die koms van Christus en sy sterwe en sy opstanding. En ook sy versorging van sy kinders, wat hy nie as weeskinders agterlaat nie, maar wat deur die krag van die Heilige Gees uiteindelik vir ons bedien met troos en hulp. En ons het 'n Here in die hemel wat vir ons intree en vir ons bevestig dat hy vir ons die heerlikheid bring in die huis van die Pa met die baie woonplek. Wat 'n voorreg om vandag dan ook so vir 'n oomblik saam met julle net so 'n paar verse te deel. Ek wil eerstens met 'n aanhaling begin van Johannes Calvin. Nou Calvin is 'n baie bekende persoon, almal van ons weet dit is deel van die protestantse beweging en dat hy sterk deurgekom het van die begin af en ook baie van die teologie wat ons ken. In ons taal, in die Afrikaanse kerke, is dat ons 'n wonderlike geleentheid het om uiteindelik Calvin weer op 'n manier nie te bedink. Calvin het iets baie moois gesê wat eintlik vir my 'n opsomming is, vir waarmee ek vanoggend met julle wil deel op hierdie laaste geleentheid van my. Hy het gesê, dit is nie eers wanneer ons met Jesus Christus versoen is en met die Vader versoen is, wanneer Jesus sy bloed vir ons gee versoenend nie, dat die Here dan sê, nou kan ek vir jou lief wees nie. Dwars deur sy aanduidings en ook in die skrif staan dit baie duidelik, dat ons 'n voorreg het in die opsig dat die Here ons lief het, nog voor die skepping, voordat enige skepping plaasgevind het. Nou vir my is dit nogal moeilik om te verstaan, voor die grondlegging van die wêreld af het die Here my lief gehad. Ergens moet ek dus in sy gedagtes gewees het, moet hy 'n plan gehad het met my lewe. Nou die fundament, dink ek, van die ganse evangelie aangaande Jesus Christus, het eintlik een dieper betekenis, en dit is God is liefde. En dit is wat ons teks sê. As ons hier begin, dan staan daar geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God. 1 Johannes is dus baie sterk, hier van hoofstuk 4 af, vol van liefde. As jy dit gaan lees, is dit elke tweede sin, gaan dit oor liefde. Nou as 'n mens daaroor dink, is dit ook waar van die evangelie, want as mens die evangelie van Johannes lees in 3 vers 16, dan staan daar, so lief het God, dit is die Vader, die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat 'n wonderlike teks, die liefde van die Here. Nou wil ek graag sê dat ek dink my eerste gewaarwording, dink ek, is eintlik
een kragtige betekenis. Wanneer ek dink aan my ouma, en ek dink aan my ma, en ek dink as oudste kleinkind, wat ek die voorreg gehad het om op die plaas, groot plaas was die plaas se naam, net so aan die kant Rustenburg. En daar het ek as 'n klein kind baie op 'n klein bankie gelê. En op daai bankie onthou ek dat my ouma my geleer het om 'n liedjie te sing aangaande die liefde van God. En hoe daardie liefde eintlik in my hart kom lê het, dwars deur my lewe. My ouers het daarop voortgebou, veral my moeder, sy was ook baie lief vir die Here, en sy het ook haar hart eerste vir die Here gegee in ons gesin. En daarvandaan het sy ons van altyd af bedien met die liefde van die Here. Ons gemeente is ook 'n gemeente van liefde, 'n oorvloed van liefde, wat ons altyd gekoester het. Maar van kleins af dus het ek 'n gewaarwording gehad van God se liefde vir my. My eerste gewaarwording het my uiteindelik ook deur my begin die stadiums van 'n tienerfase, het dit my ook in 'n verhouding met God gebring, waarin ek 'n oorvloedige belewing voortdurend beleef het van sy liefde. In ons standaard 10 jaar, so amper in die laaste deel van die akademiese tyd, daar was nog so 1 kwartaal oor, het ek in die oggend in die boekhouklas gesit, in die rekenkundeklas, en Pierre Du Plessis was ons meneer, hy was al 'n ouerige persoon, en hy het daar in Erasmia, het hy so 'n plaasie gehad, so 'n klein plekkie waar hy gebly het, maar hy het in die klas gekom. Ek was reeds ook gereed om na universiteit te gaan van Vrystaat, en om daar ook mediese te gaan studeer. Ek het ook 2 beurse gekry. Maar op pad daarheen, gedurende daardie geleentheid, het hierdie onderwyser van ons gesê, as jy miskien skielik onseker raak oor wat jy wil doen, wat jou loopbaan moet wees, het hy vir ons gesê, as jy skielik onseker raak, moet jy wonder of die Here jou nie roep nie. En hy het so half oor sy bril na my gekyk en gesê, en hy sê toe vir my, ek dink jy moet ook sommer daaroor bid. En net daar het daar 'n verandering in my hart gekom, in my lewe. Het daar 'n besef gekom, van dat ek dink dat die Here iets spesiaals in my dalk in gedagte het. Want ek het dadelik die Here se stem ervaar, as 'n stem wat sê, ek praat eintlik met jou. En dis waar my roepingsbesef skielik posgevat, wat die Heilige Gees by my ingefluister het, dat ek hierop nie net moet verby beweeg nie, maar dat ek terwille van my liefde vir die Here moeite moet maak om hier te sê, Here, dit is wat ek wil besluit om te doen. Nou wat vir my wonderlik ook is dat ek reeds aansoek gedoen het by hierdie Bloemfontein Universiteit, en dat hulle daarom ook baie loyaal was, en vir my ook toe te laat om uiteindelik dan te sê, nee, ek kan dit bedank, en ek kon uiteindelik toe betrokke raak by die gedagte, om uiteindelik studies te doen hier by Pretoria, waar ek dan nou was, en dan ook kon leer hoe om regtig 'n goeie dominee te word. Nou wat my interessant was, is in hierdie hele verhaal, was dat ek uiteindelik hierdie roepingsbewussyn op 'n baie spesiale manier by my pa ervaar en beleef. Dit was so gewees dat my ouers het 'n kindjie gehad voor my geboorte, wat op die 8ste dag oorlede is. Dit was Daniel Gerardus Olivier. Dit was eintlik my pa se kant, en daardie kant van die familie het die naam DG Daniel Gerardus eintlik 7 verskillende eintlik alreeds geslagte alreeds aanloop. En in daai tydperk het ek gewonder watter kant toe gaan die Here met my. En ek het daar met my pa gestaan die oggend, saam met die kar gesit trouens. My boetie was by die 6 Myl Spruit gemeente besig met sy belydenis aflegging, en hy het ons vir hom gewag, hy was nog in die klas. En wat lekker was, is dat ek en my pa toe so vir mekaar gekyk, en hy het nog sy rapport gelees. En op daai moment het ek vir hom gevra, pa, wil jy nie maar graag net so 'n oomblik die koerant een kant toe sit, en net so 'n oomblik na my luister nie. En toe het ek nou vir hom die eerste keer gesê, maar ek gaan nie meer medies studeer nie. En toe op die ouende het hy toe vir my gesê, hoekom nie? En ek het toe vir hom verduidelik wat gebeur het in die boekhouklas, en hoe sterk die gevoel gekom het in my hart, van die Here se roepstem. En op daardie tyd het hy toe vir my gesê, en hy het dit met trane in sy oë vir my gesê, is dat hy vir my wil vertel van die geboorte van die eerste kind, wat op die 8ste dag oorlede is, die Daniel Gerardus. Toe ek gebore is, het eintlik gesê, dit was 'n geweldige moeilike geboorte. En die rede daarvoor was dat daar botsende bloedtipes was met die ouers, en dat hulle eintlik aangeraai was om na die eerste kind nie nog kinders te hê nie.
En toe my maale nou weer swanger raak, het ek op die ouende op pad is, die geboorte baie kompleks en moeilik was, en ek ook 'n tangverlossing was, en daar onsekerheid was of ek sou deurkom, aangesien ek ook druk gekom het met my asemhaling. En wat wonderlik was, is dat die Here toe nou uiteindelik vir my daardeur bevestig het, toe my pa vir my vertel dat hy eintlik met die Here onderhandel het, toe die geboorte so moeilik was, het hy uitgegaan en met God gepraat, en beloof dat as hy my deur sou bring, dat hy uiteindelik vir my, uiteindelik ook sou gee aan die Here, teruggee aan die Here. En dit was vir my aangrypende gebeure, dat ek 'n vader het, 'n aardse vader, wat met die Vader van die hemel gepraat het. En vir die Here gevra het, dat as hy die kind oorleef, sou hy my teruggee vir die bediening. En wat 'n voorreg vir my, om dan daar te sit en te weet, dat hierdie grootheid, van dit wat my pa my vertel, eintlik 'n bevestiging is, van 'n innerlike roeping, wat ek tot op daardie stadium, in my gedagtes nog maar net vasgehou het, en nie geweet het hoe om verder daarmee te handel nie. My pa se trane was sigbaar, my eie emosies was sigbaar, en die wonderlike daarvan was dat ek uiteindelik tot die besef gekom het, dat die Here by my is, dat hy my lief het, en dat hy vir my 'n plan het vir my lewe. 1 Johannes 4 vers 16 sê, God is liefde. Nie in die liefde, as ons nie in die liefde bly nie, dan is ons nie by God nie. Maar as ons in die liefde bly, bly God in ons. En wat 'n voorreg om dit te beleef en te kan ervaar. Ek het uit 'n eenvoudige gesin gekom. My ouers, grootouers was almal eenvoudige mense. Grootouers en ouers was almal ewe erg oor hulle geloofsbelewing, en hulle was seker daarvan dat ons mekaar moet lief hê. Ek was die oudste van basies 14 kleinkinders. En elke vakansie was al 14 altyd op die plaas. En die voorreg om daar deur die liefde eintlik aangeraak te word op praktiese maniere, te sien hoe dat mense op 'n praktiese manier op plaas wees, met liefde tussen alle verskillende rasse, saam kan leef, en 'n wonderlike belewing kan hê. Ek dink terug ook aan die gedeelte in Jesus se verhaal van hoofstuk 14 van Johannes, waarin hy met ons praat, wanneer hy sê, as iemand my liefhet, as iemand Jesus Christus liefhet, as iemand my liefhet, sê Jesus, sal hy my woorde ter harte neem. Met ander woorde, daai woorde wat ek in my diepste hart kom hou, vashou. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woon. Ons sal na hom toe kom. Wat beteken dit? God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees, kom dan na ons toe, en woon in ons. Om God lief te hê impliseer om gehoorsaam te wees. Daarom is dit so belangrik as 'n mens kyk in 1 Johannes 4 vers 13, dan staan daar hierdie kragtige teks. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy Gees gegee, om die Heilige Gees van God te ontvang, elke dag in jou te hê. Om God lief te hê impliseer om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees, om te doen en te hoor wat die Heilige Gees vra. Mens moet dus jou lewe oopmaak, as 'n mens hierdie dieper belewing wil hê en wil verstaan. Ons moet erkenning gee aan die Here as die koning van ons hart. Ons moet ook herken dat sy stem die stem is wat met my praat. Daar is so baie stemme wat in ons tyd met ons praat, wat 'n invloed het op ons lewens, maar daar is net een stem wat regtig tel, en dit is die stem van die Gees van God. Die pad is nie altyd eenvoudig en maklik om op hierdie pad te wandel, om in gehoorsaamheid voortdurend die wil van God te soek. Maar die dryfkrag daarachter is altyd liefde. As jy God regtig liefhet, dan is dit nie so moeilik om dit te doen nie. Maar daar is tye wat 'n mens soms ook daarvan kan weggaan. En daarom het ek voortdurend hierdie gebed gebid. God van onpylbare liefde, help my om al die dimensies van u liefde te leer ken, sodat my lewe in die teken staan van liefde wat van God kom. En ek wil graag ook daarby toevoeg, die pragtige teks wat ons almal al baie goed ken, van Efesiërs hoofstuk 3, waar Paulus se gebed vir die gemeente so na vore kom, wanneer hy sê dat ons sal ontdek hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus Jesus ons Here is. 'n liefde
wat alle verstand te bowe gaan. En dis 'n inwendige roeping wat ek ervaar en beleef het. En ek wil graag so 'n bietjie vinnig met julle net praat oor die uitwendige deel van my roepingsbesef en van die verstaan van hoe daardie liefde uiteindelik 'n heel ander kant van die goddelike liefde is. As jong dienspligtige, nadat ek hier in Wonderboom hier naby die lughawe eintlik 'n basiese opleiding gedoen het vir 3 maande en toe geskuif is vir 3 maande na die hoofkwartier. En daarvandaan is ek toe nou geplaas, eintlik onder 'n nuwe adres en dit was op Zeerust, by 2 SDP met die Panserregiment en waar ek die voorreg gehad het om hele paar jaar eintlik te kon werk. Dit was nie maklike tye nie, was moeilike tye vir my en vir Dot. Ons was maar pas getroud en Johan was op pad ook op Zeerust is hy gebore, die oudste van ons kinders. En Christel is ook op Zeerust gebore. Bietjie later, so 4 jaar later. Maar in daardie tyd toe ek 'n dienspligtige was, is ek uitgeplaas op baie plekke. Ons het baie plekke beleef waar eintlik gevaarlik was, situasies in die militêre omstandighede, operasionele gebied en selfs in aangeloose gebiede. Daar was 'n hele klomp dinge wat 'n mens kan vertel wat mens baie lank kan besig hou, wat ek gaan glad nie oor die sê nie. Maar wat ek wil sê, in 81 is ek ook geplaas op Kahukoveld. Die Kahukoveld is meer aan die weste kant van Namibië, naby aan die see. En daar het ek die gewoonte gehad om baie te gaan sit op die skurwe koppies daar buite. Dit lyk eintlik soos 'n maanskap, landmaanskap. Eintlik 'n maanskap wat net eenvoudig skurf is en rof is en hard is. En in daai omstandighede het ek verskillende mense daar leer ken. Daar was ook 'n onderwyser met die naam van Fritz Kits. En hy was eintlik 'n wonderlike ou. Kon baie met hom gesels en hy was eintlik soos 'n mentor toe ek ook daar was. Want op daai tydstip is daar 'n sein wat deurgekom het by Opua wat gesê het dat ek moet asseblief begin bid en ek moet reageer want ek is beroep na Zeerust Suidgemeente, Zeerust Noordgemeente en in daai Zeerust Noordgemeente is dit so 'n kosbare gemeente gewees uiteindelik vir my waar ek my eerste tree gegee het in die bediening. En in daai eerste roepstem het ek nogal 'n ding geleer. Ek het nogal een van die ouens gewees wat gesê het as die militêre konteks my wil roep, sal hy baie hard en duidelik moet roep. En die Here sal baie hard en duidelik moet roep, want dit is eintlik nie iets wat ek gedink het ek ooit wil doen nie, om in die militêre konteks te wees nie. En wat wonderlik was, is dat ek juis met daai skurwe koppies en daar teen die berg uitgeklim het, toe 'n uitnodiging gekry het van iemand wat sê, maar kom saam, ons gaan na die see se kant. En het ons gery, vir 'n paar dae daar gebly, vir 3 dae, reg langs die see. En daar was eintlik 'n uitspansel wat ek nie kan beskryf nie. Die uitspansel dit was die wonderlikste sterrehemel wat ek nooit in my lewe gesien het. En ek sien die see en al die refleksie van die sterre op die water en die maan. En dan bo op die spits van die sandduin sit jy en jy kyk terug soos wat jy gekom het en daar's geen bome nie, is net sand so ver jy kyk. En in daardie oomblikke het ek baie klein gevoel en ervaar dat die Here met my praat. Daar's geen rede waarom 'n mens die eerste beroep wat jy ontvang van 'n gemeente uiteindelik nee voor kan sê nie. En dit is hoekom ek besef het daardie tyd moet nooit sê nooit nie. En toe in daai moment ook daar sit het ek besef dat ek hierdie roepstem van die Here duidelik hoor van die militêre konteks wat sê kom help ons om Zeerust. En dit was vir my 'n pad terug. Ek moes selfs my eie pad vind terug met verskillende voertuie, met verskillende vliegtuie, met verskillende goeders waardeur ek moes uiteindelik gaan om uiteindelik weer terug te kom in Suid-Afrika, want daar was nie vir my 'n plan om daar te kom nie. Ek moes dit self uitfigure. Nou by ou nie dit nou gebeur dat 'n mens dis nou eintlik in 'n posisie daar kom waarin jy die vreugdevolle belewing het van jy het 'n standplaas waarin jy amptelik as 'n dominee kan begin. En jou werksplek is net in die militêre konteks. Dit was vir my 'n wonderlike tydperk waarvoor ek die Here baie dankie kan sê. Dit was 'n moeilike tydperk, was moeilike plekke. Daar was een keer 'n ouetjie ook doodgeskiet reg bokant my in die toring van die panserkar. Ek het net die bloed gesien drup, het my baie geaffekteer. Eers later besef dat ek eintlik getraumatiseer was en eintlik bietjie hulp moes kry. Maar gaandeweg het ek dit daarom ook kon afskud. Maar wat 'n moeilike tydperk was dit nie. 'n Tyd waarin 'n mens gevorm is, waar die Here besig was met jou, met 'n plan wat hy met jou gehad het.
die voorreg om die liefde van God ook in daai konteks te kon ervaar en beleef. My mentor daar was A.J.B. Rollins, Andrew John Barry Rollins, en hy het 3 doktersgrade gehad, almal in kerkgeskiedenis, en hy was in die moedergemeente, en hy het my gehelp. Ek moes 'n klomp kere eintlik daar help om te beroep, om iemand te kry wat vir die gemeente kan kom intree as 'n siviele dominee, want daar was niemand nie. So as 'n jong dienspligtige moes ek al vroeg kerkraadsvergadering rondom beroepings hou. En wat 'n wonderlike belewing, toe die pragtige Andrew Barry uiteindelik vir na 27 jaar in die sendingveld in Gaborone 'n skuif kon maak in die rigting van Ceres Noordgemeente, en ek is so bly geweest vir sy koms. Hy is so 'n nederige mens, en tot die dag van sy dood het ons kontak gehou en mekaar bedien. In die jare, bietjie later daarna, het ek tot die ontdekking gekom hier in 1987, dat ek eintlik op 'n punt gekom het wat ek voel, ek glo die Here wil my nou skuif, en dit het toe ook so gebeur. Nie op grond van aansoeke of so ensovoorts nie, bloot omdat God so beskik het. Hy berei 'n mens voor elke keer ook vir die tyd wanneer 'n mens gaan, en elke keer moet jy teruggaan na die inwendige roeping, na die besef van wat het alles gebeur die dag toe jy vir die eerste keer gehoor het dat die Here jou roep om vir hom te kom dien. En in hierdie skuif van my uit Ceres Noordgemeente het ek toe 'n beroep ontvang na Nelspruit Suidgemeente. Nog eens as kapelaan, saam met generaal Bischoff en generaal Hans Moller, met wie ek saam gewerk het. Was wonderlike tye. Was baie dinge geleer. Ek was meer in die stafkant gesplaas, waar ek ook baie meer te doen gehad het met die hele Oos-Theater. En ek was verantwoordelik vir die oproep van al die dienspligtiges wat nog kampe moes doen, en ek moes altyd verseker dat daar teen die oostelike grens van die land met Mosambiek uiteindelik genoeg persone is wat die lidmate daar kon bedien. En was 'n wonderlike ervaring vir my gewees, en ek was nie baie lank daar nie, en 2 jaar verder hierso in 1989 het die gemeente se kerkraad my geroep om 'n siviele leraar te word in die gemeente. Aangesien Dominee Brits uiteindelik op pad was om af te tree, het hy vir my gebel en vir my gebid en gesê, ek is Elia en jy is Elisa, ek wil graag my mantel op jou gooi en vir jou vra om asseblief vir die gemeente te kom help. Dit het beteken dat ek uiteindelik moes tot sien sê vir die kapelaan-generaal en sy adjunk wat na my toe gekom het daar in Nelspruit om my te probeer oortuig om nie te gaan nie. Maar die wonderlike is dat God vir ons almal kon sê dat as ons werklik 'n baie sterk roeping het, wat ons ervaar en beleef, dat ons daarop sal antwoord. En ek moes antwoord en ek het ook so vir die 2 generaals gesê dat ek uiteindelik maar moet doen wat die Here vra. En op die ouene het ek dit aanvaar. Omtrent so 'n paar maande verder was ons 3 dominees, waar daar altyd net 1 was in die gemeente. Die gemeente het geweldig gegroei en daar het 'n baie vinnige groei gekom in getalle, en uiteindelik het ons ook 'n baie wonderlike belewing gehad van die tydperk daar. Ek wil net sê dat in daai tyd het ek regtig respek ook vir my vrou gekry. Dot het in daai tye baie hard gewerk. Ons het moes vir 11 dae elke jaar landbouskou hardloop om 'n gemeente se een pos te kan vervul, was ons jeugpos. En ons het baie hard gewerk in daai dae. Ons het regtig 3-4 ure in 'n aand geslaap. En elke keer het dit wonderlik geloop en ons kon altyd daarin slaag om eintlik daai bepaalde pos te dra. En elkeen van hierdie skuwe wat ek ervaar en beleef het daar met my dinge gebeur. Maar een van die belangrikste was, is dat ek agtergekom het dat die liefde van die Here, liefde is wat ook via die familie van God na jou toe terugvloei. So om 'n dominee te wees, is om gebaai te wees in die liefde van die Here, maar dit is ook om lief te hê. Jy moet kan lief hê, jy moet mense kan dien en lief hê, jy moet hulle bedien, jy moet hulle ondersteun en dra. En hulle liefde kom altyd op 'n wonderlike manier na jou toe terug. En dis vir my so kosbaar om altyd en voortdurend te sê, liefdevolle roeping kom altyd na mense toe op 'n manier wat deur God se liefde werk. Op een of ander misterieuse manier gebeur dit so. In elkeen van hierdie standplase was daar heerlike, dankbare, lieflike kinders van die Here, wat vir my 'n ongelooflike betekenis in my lewe gebring het. En so was dit in Magalieskryn. Magalieskryn was vir my 'n hoogtepunt. Ek moet eerlik sê, dit was toe ek hier kom, vir my geweldig groot. As ek kyk na die banke, ek sien hoe groot dit is in vergelyking met die gemeentetjies wat ek tot op daai stadium bedien het.
was dit net eenvoudig groot, dit was net ruim, ek sukkel aanvanklik so 'n bietjie om myself te vind. Maar wat wonderlik was, dat ek regtig 'n belewing gehad het, dat hierdie gemeente 'n buitengewone gemeente is. Dis 'n gemeente wat hoë eise aan 'n dominee gaan stel, wat jou gaan challenge om uiteindelik al harder en beter te doen, omdat hulle ook mense is wat altyd die heel beste nagestreef het. En ek wil regtig sê, dit is 'n gemeente wat op 'n hoë vlak funksioneer het, dwarsdeur, saam met leraars wat ook hierheen gekom het, wat ook kragtige getuienisse kon gee, aangaande hulle heerlike gawes en talente, wat regtig oorvloedige betekenis gebring het vir myself persoonlik, maar ook vir die bediening waarin ek gestaan het. En ek het regtig begin ervaar en beleef, dat hoe groot en hoe sterk en hoe magtig die Here is, en hoe kragtig sy liefde is, en dat hy ons nooit ooit in die steek sal laat. Dat hy ons ook in Magalies Kruin nooit in die steek sal laat. En ek onthou toe 'n teks, toe ek nou so voorberei het in die dag vir hierdie preek, is dat Jesaja 54 vers 10, eintlik 'n boodskapie het, wat ek jare in my lewe rondgedra het, veral met my moeder wat dit vir my eintlik gegee het. Berge kan pad gee, en heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My liefdesverbond met jou sal nooit wankel nie. So sê die Here, die een wat jou lief het. En daai was my absolute fundament. Ek het daarop vasgehou, in tye waarin ek onseker geraak het. God se liefde vir ons ken geen perke nie, ons weet dit mos. Maar God se liefde is ook soms sodat 'n mens soms ook deur die siwe van die duiwelse versoekinge, soms daai twyfel in jou hart kry, of God my regtig lief het. Tye waarin jy sy liefde bevraagteken. En ek het dit ook geken, dis deel van my lewe gewees. Tye van gebrokenheid, siekte. Tye waarin ek 2 keer letterlik die dood in die oë vir die kante gekyk het. Nie in die operasionele gebied nie, maar in gewone bediening, waarin ek uiteindelik in die hospitaal vir 58 dae was na 'n gebarste blinde darm, 4 dae daarmee geloop het, en uiteindelik deur 'n diep krisis gekom het. Johan van Loggerenberg, wat ook tans baie ernstig siek is met kanker, het ek opgeroep in daai tyd om my te kom ondersteun, my te kom help, dat hy omtrent vir 2 maande dus 'n kamp gedoen het om my pos oor te vul, sodat daar dan nog 'n gewone bediening kon plaasvind. Nou wil ek wel ook sê, dat die blinde darm het my die seerste geslaan. Het was 58 dae in die hospitaal in Rob Ferreira. En daar het ek 'n ander kant van bediening ervaar en beleef. Daar was 'n jong vroutjie, Hetty van Sails, het so haas lippie gehad, 'n wonderlike mens, lief vir die Here. Elke dag, elke oggend het sy gekom, voor haar gebeure plaasvind, wat sy nou moet begin werk. So 4 uur, 5 uur in die oggend het sy gekom. En dan sê vir my rooi tee gemaak, en suurlemoenby gegooi, en heuning. En dan het sy vir my 'n potjie blomme gesit langs my bed en vir my gebid. En so het ek leer om te ervaar en te verstaan, dat die Here ook soms vir jou op jou rug sit, en soms vir jou mense stuur, om jou te bedien. Eenvoudige mense, maar mense wat die Here opgerig het om lief te hê. En dit het my altyd wonderlik ondersteun, in die tye waarin ek was as dominee. Soms stel ons onsself ook bloot wanneer ons gaan bedien. Soms kom ons by mense in die hospitaal, wat siek is en 'n virus het, wat uiteindelik vir jou dit kan aansteek. En so het ek ook so 'n paar keer daarmee te doen gehad. Maar die eerlike belewing is dat jy tog vir sommige die redding kan bring, vir sommige kan bedien en ondersteun. Ek dink altyd in Matteus 23, ek was siek, en jy het my besoek. Ek was in die tronk, en jy het my kom besoek. Ek het nie klere gehad nie, jy het my aangetrek. En so het die Here vir ons 'n bedoeling, dat hy ons regtig wil help om liefde te saai, en ons te beskerm in sulke omstandighede, waarin ons ook al gaan. En die feit dat ons dit wil doen, spreek boekdele. Want dit is net deur sy liefde waardeur ons gedring kan word, om dit te kan doen. Romeine 8:37 sê, maar in al hierdie dinge, al die gebrokenhede wat ons miskien ook ervaar as dominees, is ons meer as oorwinnaars. Hoekom? Deur hom wat ons lief het. Daarom hierdie teks, al gee alles pad in hierdie wêreld, een ding staan vas. God het 'n verbond met jou, 'n liefdesverbond. Hy het jou geroep inwendig, hy het jou bevestig uitwendig geroeping, en jou sterk gemaak en jou opgerig met gawes om dit te doen. En daarom is daar in my hart 'n ongelooflike dankbaarheid teenoor Magalies Kruin gemeente, teenoor my medeleraars wat ek hier deur die jare gehad het,
en nou reeds het en steeds het, is 'n wonderlike belewing vir my gewees. Om in baie kragtige tye 'n krag van die Here te ervaar en te beleef, waar ek dink ons die vloed beleef het van die Here se herlewing. Toe sy liefde so oorvloedig gekom het. Toe die gemeente net te klein geword het, nêrens meer plek was nie, doelgerigte lewe van wat ons gedoen het, daai wonderlike eksponensiële belewing. Dit was net te veel, te groot. Dit was so wonderlik in die 3 bedieninge, hoeveel mense het hulle harte vir die Here gegee en hoe kragtig was die werkinge van die Gees. Wanneer mens baie bly is oor regtig herlewing, moet 'n mens altyd onthou, oral waar daar herlewing was, ontstaan daar dan ook weer 'n tydperk van eb. 'n Tydperk van laagwater, 'n tydperk van swaarder kry, 'n tydperk van verdieping, 'n tydperk waarin mense op 'n ander manier God se grootheid en sy liefde ervaar. En ek dink hierdie hele COVID-19 gebeure, die inperking, het dit nog moeiliker gemaak. Maar ek dink ons is ook in hierdie situasie waar ons nou is, in 'n verdiepingsfase. En dis nie 'n fase waarin ons moet dink dat die liefde van die Here opgehou het. Sy liefde het nog altyd net verdiep. En daarom is ons so oorweldigend bly dat die omhelsende liefde van God, so glo ons, altyd weer nuwe impulsende lewe sal bring, wat 'n gemeente ware herlewing gee. Onthou, liefde wat deur omgee, mense inrig of toerus ook uiteindelik, om uiteindelik in 'n bediening te gaan staan, word so beskryf. Liefde wat deur omgee bediening tot diens kom, is die onfeilbare lakmoestoets vir elkeen wat Christus se volgeling wil wees. So van my kant af wil ek sê dan baie dankie aan elke lidmaat, baie dankie aan al die leiers in die gemeente, aan al die bedieningsleiers, aan almal op die verskillende blokbedieninge, baie dankie aan die medeleraars, saam met wie ek as 'n span funksioneer het. Ek het julle innig lief, sal julle altyd lief hê. En dankie ook vir die voorreg dat ek nou 'n dag kan bereik het waarin ek kan sê 40 dae is 'n lang tyd. En die lekker tyd na 40 jaar is uiteindelik nou op so 'n punt gekom waarin ons vir mekaar kan sê, Here, baie dankie. Ek wil ook baie dankie spesifiek ook sê aan my kinders en my vrou, wat deur baie moeilike tye soms ook vir my ondersteun het op alle gebiede, in al die gemeentes waarin ek was. Sonder haar sou ek nooit dit kon doen nie. En die Here was vir my absoluut 'n wonderlike, liefdevolle vrou gegee wat my ondersteun het dwarsdeur. En daarvoor is ek baie dankbaar en gee ek alle eer ook aan die Here. Wat dit betref is ek dis aan die einde van my woorde en wil ek graag maar net sê aan elkeen van julle mag die Here julle seën met kragtig onderneem en julle baie in sy liefde en mag die krag van die Heilige Gees hier in Magalies kry net nog sterker word. Mag die Here by jou wees. Ek doen vir jou 'n kort gebed. Here, baie dankie vir die voorreg om vanoggend so by 'n laaste geleentheid amptelik te kan sê, het 'n liefdesverbond met my gesluit en het elke keer geantwoord. Moeilike tye waar ek soms getwyfel het U my nie gelos nie. En in kragtige tye waarin ons moes wys dat ons ook daar is met gawes om te dien, het U ons ook begenadig om dit te kan doen. En daarvoor sê ons vir U al die eer. Ons loof U vir almal wat in ons lewens ingetree het en ons gehelp het om saam te kan arbei as 'n wonderlike groot gesin, as 'n familie van Magalies Kruin gemeente. Alle eer aan U, Here, alle lof aan U, alle dankbaarheid kom uit my hart. Want Here, dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor U. Ons loof en eer U in Jesus se lieflike naam. Amen. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar vir my. Kom ons verheerlik sy naam, kom ons verheerlik sy naam. Die mense verander, maar Jesus nooit. Kom ons verheerlik sy naam. Dat ek nou sy kind is wonderbaar, wonderbaar, wonderbaar. Dat ek nou sy kind is wonderbaar, wonderbaar vir my.
is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Uit die bron van liefde leef. Baie dankie vir die geleentheid. Ek wil graag net so een of twee van die afkondigings met u deel. Ek dink dit is 'n wonderlike tyd waarin ons ook as gemeentes nou tans ook moet hard werk om mekaar te ondersteun in die ring en ander plekke, gemeenskappe wat vir ons oopkom, waarin ons ook moet help met nood en die voorreg om daaraan te kan deel wees van. Ek wil regtig vir my medeleraars baie dankie sê wat hier op die terrein is, hulle het baie van die werk hier moes doen. Vir Dominee Louis wat baie meesterlik regtig sy bestuurswerk en bestuursvernuf uiteindelik vir ons gewys het, deur kragtig uiteindelik deel te wees van hoe ons uiteindelik al hierdie punte wat nodig was kon bereik. En dankie vir Isabel en al die ander wat gehelp het om hierdie sake nog steeds beter en mooier te maak. Dit is ook 'n teken van sy gesturende liefde. So ons omgee en ons uitreik is vir ons belangrik. Ek dink daar is ook natuurlik kindertjies in ons gemeente. Ons is baie lief vir hulle, die Connect Kids. Wat daaglikse Bybelstudies betref, kyk tog op die webblad en as jy meer wil weet, kan jy ook vir Dr. Lizette bel en met haar daaroor praat as jy dit graag ook oor van die materiaal wil bekom. Sluit aan asseblief by die WhatsApp groepe van die gemeente. Ons het al baie versoeke gerig tot julle. Daarin ontvang julle al die inligting, sien julle al die preke, sien julle alles wat gebeur. So moet asseblief nie daarmee skaam wees nie. Doen iets, kry ouens betrokke wat julle ook van weet nog nie betrokke is. Woensdae in ons gemeente is dit nou ook inbetalingsdag, want ouens het vir ons gevra, hoe moet hulle nou inbetaal in die tyd waarin ons is? Kan jy inkom? Dis wonderlike goedjies om te koop en verkoop word. En jy kan ook self dinge stuur en ook jou bydraes lewer, iets bak of iets saambring, wat ook hier verkoop kan word om ons fondse te versterk. En heerlike eetgoed is daar ook vandag beskikbaar. Wat belangrik is ook dat ons tog nie ons bydraes vir die gemeente agterna laat nie. Die Here het ons opgerig om 'n gemeente deel te wees en so 'n gemeente kan nie funksioneer sonder finansies nie. En daarom moet ons ook 'n oproep doen dat jy ook asseblief sal byhou met die bydraes, want anders sal die gemeente moeilik kan doen wat hy tot nou toe gedoen het. Maar dankie vir elkeen wat dit gedoen het in die afgelope tyd en ons weet elke druppeltjie maak 'n emmer vol en so prys ons die Here ook vir die samesyn met elkeen wat bydraes lewer in die tyd waarin ons is. Wat myself betref, wil ek graag dan net sê baie dankie weer eens en mag die Here vir jou seën en ek gaan jou ook wegstuur met die seën van die Here. Mag die liefde van die Here Jesus Christus, mag die kragvolle werking van die liefde wat uit God die Vader se hart 'n gestuurde liefde is, by elkeen van julle uitkom. En mag julle self deur die Heilige Gees beleef hoe hy julle kragtig maak om ook julle liefde vir mekaar uit te leef, met julle gawes en met julle diensbaarheid. Mag die Here julle seën. Amen. Ja, en dat ek al net namens myself in die eerste plek, maar
namens die kollegas en ons families, en natuurlik namens die gemeente vir julle ongelooflik baie dankie sê vir op 23 jaar saam, 'n bediening en soos ons nou gepraat het, 'n leeftyd, wat 'n mens al gedeel het, en ek is bly ons gaan nog tyd deel, dis nie dat dit nou verby is nie, maar dis 'n fase wat verby is. En ons wil vir julle dankie sê, ons wil vir julle dankie sê as paar en as mense en as geestelike leiers van ons gemeente vir wat julle beteken het en ons weet sal beteken in die toekoms. Dankie vir julle voorbeeld, dankie vir julle geloof, dankie vir julle liefde en ongelooflike, daar is net een woord, commitment, teenoor die Here en teenoor sy gemeente en teenoor die werk van die Here. Ons waardeer dit ongelooflik die voorbeeld wat Here gestel het. Daar's nie 'n dag wat ek kan terugdink en sê nee, Jy het nie vir ons 'n voorbeeld gestel nie. Jy het elke keer vir ons 'n voorbeeld gestel en dankie daarvoor. Woorde kan dit nie dra nie, maar ons sê vir julle ongelooflik baie dankie. En ons gebed vir julle is dat die Here julle sal seën op die pad vorentoe. Nuwe fase, nuwe uitdagings, nuwe geleenthede. Maak die meeste daarvan en ons gebed regtig dat die Here vir julle sal goed wees en oorvloed. En dat hy julle sal seën. Baie dankie weer. Ek wil graag dan net vir julle gebed doen. Dankie. Here, baie dankie vir twee ongelooflike spesiale mense. Nou Heilige Gees, ons vra dat U Here sal seën en oorvloed. Ons sê vir U dankie vir wie hulle is, vir die pad wat hulle in hierdie gemeente kon stap oor baie jare, vir die pad wat hulle vorentoe nog steeds gaan stap. Ons vra dat U sal goed wees vir hulle, dat U hulle sal dra en dat U hulle sal seën. Dankie Here dat U vir hulle lief is, en dat hulle vir U lief is, en mag hulle groei in liefde en in toewyding vir U. Ons bid dit in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Johan is dan nou my voorreg om ook dan die akte van demissie vir jou te oorhandig namens die kerkraad, namens die gemeente en namens die ring. Daar is hy. Baie dankie. Wel verdien en baie dankie. Dankie. Baie dankie. Ja, weer. Dankie Lans. Dominee Johan, dis meer as twee dekades wat een dorp terug by ons uitgesluit dit in die gemeente. Ons het U deur die jare leer ken en leer liefkry. Ons leer ken as die man met die sagte aanslag. Waar U ook al betrokke was, wat U gesê het, ons kan altyd die sagtheid van hart uit ons ervaring tot ons gesien. Hier is die man wat voorgeloop het, U net gesê vir ons hoe wat om te maak het. U het dit vir ons gedemonstreer in alles wat U gedoen het. U het 'n passie gehad vir evangelisasie en vir siekesorg. Baie dankie daarvoor, vir die blaaie gebeur ook vir ons beteken het. Ons het U lering ervaar as goed voorbereid, deur suiwer die woord wat U verkondig het. En bovenal het ons gesien hoe U dit demonstreer in die lewe, wat U vir ons geleer het. Ons sê vir U baie dankie vir Jesus Christus wat ons in die lewe gesien het. En wat U gesê, gedoen of gedink het. Hoe U met ons opgetree het. Ons het Jesus gesien. Baie dankie daarvoor. Iemand het eendag gesê die prys vir afskeid, vir die ontmoeting word betaal by die afskeid. Ons sien dit in hierdie geval baie goed. Ons het U leer liefkry. Ons het die groot werk wat U gedoen het, die gemeente het sien ons en ons het ervaar elke dag. Ons gaan dit mis. Ons gaan U mis en ons gaan verdorp mis in die kantoor. Dis ons bede dat waar U nou aftree, dat U en dort die aftrede sal geniet, dat U goeie gesondheid sal ervaar, dat die Here U sal seën, dat U goeie vrede en groot vreugde sal ervaar in die tyd wat vir U voorlê. Ons dank die Vader dat die twee sulke uitsonderlike mense soos U en dort oor ons pad gestuur het. Meer as 2 dekades. Ons sê baie dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Baie dankie. Liewe Daad, baie dankie vir alles wat jy vir ons beteken het in die kerkkantoor. Die vriendskap wat jy aan ons getoon het in murg en been. Die rustigheid en die vrede wat jy so dikwels, dis nie gewoel en gewerskaf vir ons gebring het. Dankie vir die insig, die liefde, die getrouheid, al die dinge wat ons by jou kon geleer het en dat jy net altyd daar was nie en ons het geweet ons kan op jou staat maak. Ons gaan jou geweldig mis nie. En aan Johan, baie dankie vir die kere wat jy net ingekom het en vir ons kom open het en dat jy vir ons met 'n gebed 'n vrede gebring het wat ons ook die dag mee kon aanpak.
Dankie vir al die kere wat jy ons deur baie diep sake gedra het en gelei het en vir ons moed ingepraat het. Ai julle twee, ons sal julle altyd onthou en julle moet weet julle het diep spore in ons lewens ingetrap. Ons wens julle net 'n wonderlike geseënde nuwe fase toe. Mag julle ook tyd kry om nou weer alles te doen waarvoor daar nie altyd tyd was nie en mag julle ook passie en vreugde vind soos wat julle gehad het in julle bediening van die gemeente. Ons wens julle net groot seën toe. Johan, baie dankie vir jou jare se toewyding in die bediening en ook hier in Magalieskrain gemeente en in die Ring van Wonderboom. Ek het so 'n paar kollegas gevra sommer oor wat staan uit as hulle dink aan Johan Olivier. En dit was merkwaardig dat van hulle vir my genoem het dat jou egtheid uitstaan. Dat jou vriendelikheid na vore kom, dat jy altyd vriendelik met mense was, asook jou sagtheid oor hoe jy met mense gewerk het. Johan, ons wil vir jou dankie sê vir al hierdie jare se toewyding in die gemeente en dan wil ek amper sê in diens van die Here, dat jy jou roeping uitgeleef het en dat jy nie eendag geskroom het om daarvan af te wyk nie. Ons as die Ring van Wonderboom wil ook baie graag vir jou sterkte toewens op jou pad vorentoe. Vir dit wat jy vir jou en jou vrou voorlê. Dit was my interessant geweest dat een van my kollegas vir my gesê het, hulle kan nie glo jy tree al af nie. Dit voel vir hulle, jy het eintlik nog jare in die bediening oor. Maar Johan, hierdie tyd het gekom om te groet. En ons wil graag vir jou alle sterkte toewens. En mag die Here met julle wees op hierdie pad vorentoe, hierdie nuwe pad, hierdie unieke pad wat daar vir julle is. En mag jy ook jou roeping uitleef waar jy nou gaan in die tyd wat jy afgetree is. Johan en Dot, ons wil graag nou die seën van die Here oor julle uitspreek. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.